Môre sê, dis woensdagoggend kuiertyd. Ek het 'n paar spoelklippe saamgebring van ons tydjie by die see. Maar voor ek ietsie daaroor sê, wil ek vir ons 'n gedeelte lees, 2 Korinte 3, vers 17 en 18. Die Here is Gees, hy is 'n lewende werklikheid, en nie maar iemand wie se naam in 'n wetboek geskryf staan nie. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats, sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Genesis is baie duidelik, die Here het my en jou gemaak na sy beeld, om hom te weerkaats, soos hierdie gedeelte sê. En is die Gees van God in ons wat dit bewerkstellig. Ons is so pas deur Opstanding Sondag, waar ons sy opstanding gevier het, Hemelvaart om die draai en dan Pinkstertyd, waar ons die werk en die teenwoordigheid van die Here se Gees in ons lewe gaan vier. Maar een van die dinge wat die Gees doen, is om my en jou meer en meer in staat te stel om 'n beelddraer te wees, om hom te weerkaats. Dit bring my by die spoelklippe. Dit was my interessant, ek het 'n klomp spoelklippe opgetel, en soos jy kan sien, hulle neem duidelik die vorm van 'n hart aan. So na al die stampe en stote van elke gety, hoog en laagwater, elke dag, oor en oor, word 'n stuk klip gevorm, en die vorm waartoe hy neig, is die van 'n hart. Hierdie is my baie besonderse een. Jy sal sien die hoekie van hierdie hart moes seker teen 'n groot klip afgebreek. Seker maar in een van die hoog en laagwater situasies. Dit sê vir my iets van wie ek en jy is. Want ja, die maalstroom van die lewe, die stampe en stote, vorm my en jou ook. En soms het ek en jy ook daai ervaring, hier sommer nou 'n stukkie afgebreek. Maar as kinders van die Here, is die Here met my en jou doelbewus besig. Maak nie saak of ons groot of klein is, hy is besig om 'n hart te vorm. Hoekom 'n hart? Wat sê die Here as hy oor homself praat? Hy sê, ek is liefde. Dis sy wese, dis wie hy is. As ek en jy iets moet teken wat die Here dan nou in sy eie woorde verteenwoordig, sal dit 'n hart wees. En daarom is dit nie snaaks as die Here sê, en ek vorm my kinders soos 'n hart, om my beeld te weerkaats. Wat sê Paulus in 1 Korinte 13? Daar's een manier om te wys dat die Gees van God in en deur my werk. En dit is die liefde. En dit bring my terug by hierdie klippe en die natuur en hoe die Here se hand daar besig is. Terug by my en jou. Na al die stampe en stote, kom ek en jy dikwels op 'n punt wat ons sê, wel ek is gewoon net nie waardig om die Here se beelddraer te wees nie. Ek voldoen nie aan die kategorieë wat dit ook al mag wees nie. Ek is net nie goed genoeg nie. Maar die wonderlike is, die Here is met my en jou besig. Ja, die stampe en die stote vorm ons. Al haal dit hier en daar 'n stukkie van ons af. Maar soos die jare vorm, neem daar die hart vorm aan. 'n Weerkaatsing van hom, wie hy is. Hy wat sê, ek is liefde. Kom ons leer ietsie uit die spoelklippe, ook van die see. Hoe die Here se hand werk en waarmee hy besig is, deur die storms, die stampe en die stote van die lewe, ook in my en jou lewe. Here, dankie dat ek kan sin maak uit die stampe en stote van die lewe, die maalstroom van die lewe, as ek na hierdie paar klippe kyk. Ja, Here, die lewe is nie maklik nie, maar die hand is besig om my te vorm, na u beeld, om u te weerkaats, u liefde te leef. Wees deur die Gees, Here, ook in besonder nou in Pinkstertyd wat voorlê, in my lewe besig, dat ek meer en meer u sal weerkaats, en dat ek inderdaad nie sal skaam wees, Here, as my hart maar skeef lyk, as daar stukkies kort nie. Ook dit, Here, is u handewerk.
Ons eer U. Amen. Uitdaging vir die week. Dis nie altyd maklik om terug te kyk na die moeilike tye in ons lewe, die onstuimige tye, en om te probeer vasstel wat goed daaruit gekom het. Hoe ek in daardie situasies en deur daardie situasies ietsie van die heerlikheid van die Here, sy liefde kan weerkaats nie. Maar kom ons probeer dit hierdie week. Kom ons besoek daardie momente in ons lewe waar ons voel, dit het 'n merk op my gemaak, dit het skade aangerig. En kom ons vra die Here dat hy deur sy Gees vir my en jou wys, hoe sy Gees ons kan verander, dat ons ook deur daardie situasies meer die hart, die heerlikheid van die Here kan weerkaats in die wêreld hier en nou. Sterkte daarmee, hê 'n wonderlike week. Ek groet jou.